Het jy al die evangelie of die goeie nuus van die skepping gehoor? Genesis 1 vers 1 tot 2 sê dat God aan die begin die hemel en die aarde geskep het. Die aarde was heeltemal onbewoonbaar. Dit was donker op die diep waters. Ons moet hoor dat dit alles donker, onbewoonbaar was. Dit was nie die plek om te wees nie. Dit is hoe dit is as jy sonder God moet sterf. En dan hoor ons hoe God die hemel en die aarde met enkele woorde skep. Skep beteken dat dit uit niks gemaak word. God gee dan die aarde vir die mens as blyplek, maar die mens verwerp God en ontvang die ewige dood. 2 Korintiërs 5 vers 17 sê dat iemand wat aan Christus behoort, 'n nuwe mens is. Dit sou ook vertaal kon word dat iemand wat aan Christus behoort, 'n nuwe skepsel of skepping van God is. Dis dieselfde woord waarmee in Genesis 1 gesê word dat God geskep het. Al voel my lewe woes en leeg, sodat ek geen moed of hoop vir myself het nie, sê Genesis 1 vir ons dat God uit niks 'n pragtige wêreld kan skep. Johannes 3 vers 3 sê ons moet deur die Heilige Gees nuut gebore word. Die Heilige Gees wil dus van my 'n nuwe skepping maak, presies wat 2 Korintiërs 5 vers 17 sê. As ek Christus as my Here en Verlosser aanvaar, dan maak hy deur die Gees my ou sondige lewe, waarvoor ek geen moed en hoop het nie, heeltemal nuut. As God uit niks kon skep, dink wat kan God in jou lewe doen, as jy hom toelaat om deur sy Gees jou lewe nuut te maak. Dink oor hoe dit voor die skepping van hemel en aarde was. Dink oor wat jy elke dag om jou sien, en vertrou dan die God wat met enkele woorde dit alles geskep het, om ook jou lewe en omstandighede nuut te maak, om ook vir jou die ewige lewe saam met hom te gee. Waarom vertrou jy hom nie met jou hele lewe nie?